Amen, amen. Goeienaand Hannes en Annelien. Goeienaand vir die wat ek ook nog nie verwelkom het nie. Baie welkom julle so vanaand. Sou ons verseker nie in die bovertrek ingepas het hier agter nie, maar hierdie is vanaand die bovertrek. Baie welkom almal. Dis lekker dat ons so saam tyd kan spandeer in Vader se woord. Vanaand gaan ons so bietjie verder gaan. Ons titel vir hierdie volgende 10 dae of die reeks se titel is 'n disipel wat vrug dra. 'n Disipel wat vrug dra. En gisterand het ons begin daarmee en vanaand se gedeelte nommer 2, die vrug word verwag, nie die blare nie. So net so 'n bietjie agtergrond van wat ons gisterand bespreek het. Wat het na Yeshua se hemelvaart gebeur? Ons weet gister was hemelvaart, Yeshua het opgevaar. En na Yeshua se opstanding en hemelvaart het hy vir sy disippels 'n duidelike opdrag gegee: gaan wag in Jerusalem vir die belofte van die Vader. En ons weet dis die Heilige Gees, ons het dit gisterand gesien. En Yeshua het ook gesê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle sal my getuies wees. Jy weet baie kere sit ons met die amazingste getuienis. Yeshua wat Abba Vader wat net soos hierdie week voorsien het. En hoe ons sy hand in dinge kon sien. Elke dag wanneer ons die woord bestudeer, dan praat Abba Vader met ons en ons kan daaroor getuig. Maar ons is partykeer is die vyand wat ons stilhou, net dat ons nie getuig nie. Maar dan sê Yeshua, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuienis wees. En so is hierdie disippels, Yeshua het opgevaar en so is hierdie disippels met groot blydskap Jerusalem toe, waar hulle eendragtig in gebed gewag het. En daarom wil ek jou aanspoor om in hierdie tyd, in hierdie 10 dae, as Abba Vader jou lei om te vas, doen dit. Doen dit. Dis 'n tyd van ook gebed en vas. Om te sê, maar Vader, ek wil waarlik, ek wil regtig, Vader, ek wil 'n instrument in U wees. Ek wil die purpose wat U vir my het, wil ek leef. So hulle het gaan wag tot en met Shavuot of Pinkster, toe die Heilige Gees uitgestort is en vuur op hulle koppe was. En toe weet ons, toe staan Petrus op vol van die Gees en 3000 mense word gered en gedoop daardie dag. Die eklesia, die uitgeroepenis, dis wat eklesia beteken, die uitgeroepenis begin toe te groei. Van daar af het alles verander. Van daar af was daar nie meer stilte nie. Het jy al gewonder, ek meen op 'n stadium met Yeshua 70 disippels uitgestuur, 2-2, het hy uitgestuur, toe kom hulle terug, toe sê hulle, wow, toe sê Yeshua, moenie daaroor wonder om dat julle hom op die slang se kop kan trap en daai goeie sê, wees meer bekommerd dat jou naam in die boek van die lewe geskryf is. So hulle het op 'n stadium met hulle die woord gaan verkondig. Maar vandat Yeshua opgevaar het na die Vader, vandat hulle die Heilige Gees ontvang het, wat soos 4 tonge op hulle kop was, van daar af het hulle tot die dood toe, het hulle eie lewe nie lief gehad nie en het hulle gaan getuig. Met die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis, het hulle tot die vyand oorwin. Die disippels het disippels begin maak, soos wat Yeshua disippels gemaak het. Nie bekeerlinge nie. Hulle het nie kerk ledemate gaan soek nie. Hulle het disippels gemaak. Hulle het Yeshua se opdrag gehoorsaam, Matteus 28 vers 19, wat sê, gaan maak disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou. En die kerk, die eklesia, die liggaam van Yeshua, het beweeg met Yeshua as die hoof. Daarvan praat Paulus in Efesiërs 1 vers 22 tot 30. En ons het gisterand gesê, 'n kop, as jy nie 'n kop het nie, hoe gaan die liggaam beweeg? Hoe gaan die liggaam beweeg? Die kerk is nie 'n gebou nie, dis ons. Ons is die ledemate. Die kinders van Abba Vader. Ons is Yeshua se liggaam, ons wat Yeshua aanvaar het, wat in hom glo, sy bruid, sy koninklike raad. Daar's baie metafore wat in die Bybel gebruik word. So ons het so vlugtig kyk na die rol van die kerk.
En ons gaan daarna kyk in die volgende week, en ons gaan kyk na die rol wat Abba Vader vir ons het, en disipel maak, en ons vertrou hom, dat Yeshua deur ons werk, en ons sal kom leer, want hy wil ons leer, hy wil leer aangaande die weg wat ons moet gaan. Maar as die liggaam nie beweeg nie, gaan ons nie voort met Yeshua se werk nie. Miskien moet ons eers vra, wanneer gaan die liggaam opstaan? Wanneer gaan droë bene opstaan en lewe kry? Kan ons nie vir Abba Vader vra in gebed en dalk in vas in hierdie tyd en te sê, maar Vader, ons wil U nader. Ons wil U nader, ons wil 'n liggaam wees, ons wil diensbaar wees in die koninkryk, want ons weet U is op pad. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Maar ons wil 'n liggaam wees. Ons wil 'n liggaam wees. Ons wil U liggaam wees. Jy sien, Abba geroep om kerk lidmate te wees nie, maar disippels. Ons het gesien ware disippels is mense wat hulle self verloon, hulle kruis opneem en Yeshua volg, ongeag die koste. En die kerk moet buig in ontzag. As die kerk buig in ontzag, nie voor strukture en ideoloë nie, maar voor Yeshua die koning, deur gebed, deur jouself te begeer, jouself te bekeer, jouself te bely, jou sondes te bely, jouself oor te gee, hom te gehoorsaam en vir hom te vra, ek soek daai passie, daai siel, daai toewyding vir U. Dis daar waar die kerk begin beweeg. As die kerk buig voor ons koning, sal die wêreld verander. Yeshua het jou gekies, nie as 'n toeskouer nie, jy is geroep, bemagtig en gestuur. So ons het gesien, almal in die kerk is die bruid nie, die bruid is die wat hom liefhet, om volg en hulle self voorberei vir sy wederkoms. En die vraag is jy 'n disipel? Of is jy 'n kerkledemaat? En dit laat my dink aan 'n beeld, 'n houtbeeldhouer, wat 'n rou stomp, hierdie dik, massiewe stomp hout vat. En hy het in sy gedagtes, het hy 'n spesifieke prentjie. Kan jy nou dink? Jy sien hierdie hout, hierdie groot stuk hout, en dan sien jy die houtbeeldhouer. Hy kom na hierdie stuk hout, hy gaan nou aan daai hout werk. Kan ek jou vra, wat gaan hy maak? Dink gou-gou, wat gaan hy maak? Ek het al klaar hier neergeskryf in my notas wat hy gaan maak, en toe ek dit ook neergeskryf het, toe sê ek, okay, hoe gaan hy dit doen? Want kyk, as jy nou vir my 'n bytel gee, dan dink ek, hy hout gaan net seer kry. hy gaan so bietjie verander, maar hy gaan eintlik net seer kry. Die prentjie wat ek het en hoe hy gaan uitkom, ain't gonna happen. Maar wanneer jy dit vir 'n houtbeeldhouer gee, hy het in sy gedagte 'n spesifieke prentjie. So ek glo almal het nou sekere idee. En soos wat hierdie houtbeeldhouer begin werk, dan begin jy sien, maar hier is jy. Wow, kyk hier, dit lyk, hier's 'n oog. Hier's 'n oor, hier's 'n mond. Hier's 'n kroon. Hy's besig om uit hierdie hout 'n koning uit te beeld. Dit lyk so, nee. Maar die stomp hout het geen idee. Die stomp hout het van die begin af, en ons wat buitestanders het geen idee wat die eindproduk gaan wees nie. Maar ons wil baie kere aan die kantlyn sit en raad gee. Vir daardie stuk hout is dit pynlik. Elke kap van die byl, elke sny van die bytel, elke stukkie wat afgekap word, voel soos 'n verlies. En as die hout kon praat, sou hy dalk sê, hoekom sny jy so diep? Hoekom vat jy so baie van my weg? Hoekom moet ek verander? Ek is tog goed genoeg, net soos ek is, nee? Maar die beeldhouer weet wat hy doen. En die beeldhouer antwoord amper so vir die hout, want wie is die hout om vir die beeldhouer iets te vra, soos die klei? Wie is die klei om vir die pottebakker iets te vra? En die beeldhouer met sy geduld, met sy barmhartigheid antwoord die stuk hout, jy verstaan nie nou nie, maar ek sien iets moois in jou. Jy sal eers jou ware vorm bereik wanneer jy jouself prysgee.
En so is dit ook met ons. Wanneer Yeshua sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, en ons sê soos 'n nee, dit maak seer. Maar hoe meer die beeldhouer kom en hy vorm en hy sny, hoe meer begin hy die koninge in jou raak te sien. Want dis na wie ons moet kyk. En dis presies wat die priesters gedoen het by die waskom, as hulle ingegaan het verby die bronsaltaar, dan het hulle by die waskom gekom wat van speeltjies gemaak is, van die vrou se speeltjies, en dan het hulle gewas, en soos hulle was, dan sien hulle hoe skoon word hulle, en dan het hulle hierdie wit lere, en dan sien hulle maar, hoe meer ek my was met die waterbad van die woord, hoe meer word ek soos my koning. En hoe meer ek het begin sien, hoe meer vra ek vir hom, was my, hierdie pyn is okay. So Yeshua sê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En ons wil nie daai altyd verstaan nie. Ons wil nie verstaan dat dit iets gaan kos nie. Ons wil nie verstaan dat dit 'n totale verandering in jou lewe gaan verwerk nie. So wat Yeshua in effek sê is, laat ek toe dat ek jou vorm. Laat ek jou vorm. Selfs al voel dit soos groot verlies. En al voel dit seer. Jy sien, is net deur selfverloning en gehoorsaamheid aan Yeshua dat ons die prentjie kan word wat Abba Vader, die beeldhouer, ons dra sy beeld, nog altyd vir ons bedoel het. So Yeshua roep jou, kom, neem jou kruis op, volg my en wees my disipel. En ons is soos in, hoeveel verskonings het Moses gehad voor hy die kinders gaan haal het voor hy gegaan het as die instrument Egipte toe om hulle te gaan haal? 5 verskonings. En hoeveel verskonings het ons? Ook baie. So ons het gisterand gesê, die vraag is nie, waar is die wonderwerke en waar is die genesing nie, die vraag is, waar is die disipels? Die wat totaal al toelaat dat die beeldhouer jou kom verander, dat jy meer soos ons koning lyk. Hoor gou, in Handelinge 11, ons as manne is besig om dit te bestudeer. In Handelinge 11, ons is eintlik al in Handelinge 13, maar Handelinge 11 aan die einde en Handelinge 13 handel oor dieselfde ding. So in Handelinge 11 vers 26 sien ons die eerste kerk wat Abba Vader opgerig het, en dit is die prentjie hoe die kerk veronderstel is om te wees. En ons sien wat gebeur daar binne in die liggaam, en ons gaan nog baie daarna kyk. Ons gaan vir 'n paar weke stil staan in Handelinge 13. Maar hoor gou, in Handelinge 11 vers 26 staan, en die disipels in Antioch is vir die eerste keer deur die mense daar rond genoem wat? Christene. Die disipels is Christene genoem. Met ander woorde, net die mense wat werklik disipels was, is Christene genoem. Wat het die vyand kom doen? O, is jy 'n Christen? En dan weet ons eers eintlik of hy ou disipel is van wie hy praat nie. Hy is dalk net 'n kerklidmaat. Met ander woorde, net die mense wat werklik disipels was, is Christene genoem in die eerste kerk. So as iemand nie 'n disipel van Yeshua is nie, iemand wat homself onderwerp aan Yeshua se leringe en gesag nie, het hy nie die reg om homself 'n Christen te noem nie. Maar ons het hierdie sticker wat ons op mense plak, o, jy kom kerk toe, o, jy's 'n Christen, boef, jy's 'n Christen. Nee, jy's 'n disipel. Die disipels is Christene genoem. Kan jy sien hoe die vyand alles kom dat mense eers vandag wil sê hy's 'n Christen nie. Maar die disipels, die mense het die disipels Christene genoem. Het jy geweet daar is 'n groot gevaar in kerkledemate wat nie disipels is nie? Wat is die probleem met mense wat kerk toe kom wat nie disipels is nie? Nommer 1, hulle gee die wêreld 'n valse beeld van Christendom. Wat Christendom regtig is. En hoeveel keer het jy al mense gehoor sê, as dit is wat Christendom is, wil ek niks daarmee te doen hê nie.
En as gevolg van dit, wil ons onsself nie eers meer Christene noem nie. En dis nie wat ware Christenskap is nie. Ware Christenskap word gedemonstreer deur disippelskap, deur die disippels. Mense wat werklik Yeshua volg, hom gehoorsaam, hulle self verloon en hom dien soos in die eerste gemeente in Handelinge 11 en Handelinge 13. Die tweede rede, daar's 'n tweede groot probleem met kerkledemate wat nie disippels is nie, is hulle hou die disippels besig. Mense wat regtig roepings het om ander op te lei, moet dikwels hulle tyd so mors, as ek dit so kan stel, in hakkies, aan mense wat nooit werklik hulle self oorgee en Yeshua, 'n disipel van Yeshua wil wees nie. Is dit Roel wat so sê, is dit my opinie? Nee, is die woord, kom ek verduidelik. Paulus sê Titus 3 vers 10, verwerp 'n ketter na 1 of 2 vermaanings. Verwerp 'n ketter na 1 of 2 vermaanings. Met ander woorde, as iemand verdeeldheid saai of hardkoppig valse leringe aanhang en nie wil luister na vermaaning nie, sê Paulus dat jy daardie persoon moet verwerp. Jy moet wegdraai van daardie persoon af. Dan in Romeine 16 vers 17 sien ons mense wat stry teen gesonde leer en ander laat struikel, hulle moet vermy word. Dis die woord wat so sê. Dan leer Paulus ons in 2 Timoteus 3 vers 5, sommige mense lyk godsdienstig, maar leef nie in die waarheid nie. Paulus sê duidelik, draai weg van hulle af. Ons gaan sit by hulle, ag asseblief, hoor my net uit, en dan gaan sit ons en probeer hulle, en eintlik wil hulle jou verander, en hulle wil nie verander word nie. Dan in Spreuke 9 vers 8 leer ons, dat dit wys is om nie met onleerbare mense te stry nie. Daar is dit so duidelik, Spreuke 9 vers 8. In Matteus 7 vers 6 sê Yeshua, moenie wat heilig is aan die honde gee nie. En moenie julle parels voor die varke gooi nie, sodat julle dit miskien met hulle pote vertrap, sodat hulle met hulle pote vertrap en julle omdraai en verskeur nie. En dit beteken, moenie kosbare geestelike waarhede vermors op mense wat dit openlik verwerp, vertrap en beledig nie. Let wel, gee die evangelie aan almal. Gee die goeie nuus aan almal, maar onderskei en wees wys met wie jy dieper dinge deel. So baie geestelike leiers spandeer ure aan mense wat nooit werklik wil verander of sal verander nie. Mense wat nie gehoorsaam wil wees aan Abba Vader nie. En dis 'n tragedie. Wat ons dus regtig nodig het is 'n kerk, 'n eklesia wat bestaan uit ware disippels, ware. As mense van die buitewêreld kyk en sien disippels en sê, "Ja, dis nou 'n Christen." Hoekom hoor ons dit nie? Is dit omdat ons dalk nie disippels is nie? Het ons verloor wat dit is om disippels te wees? Ek weet nie, kom ons kyk wat leer Abba ons in hierdie week. So wat is die voorwaarde om 'n disipel te word? Verloon jouself. Yeshua sê dit, en ons gaan kyk, daar's 'n paar dinge. Yeshua sê, verloon jouself. Met ander woorde, jy sê nee vir jou eie wil, jou eie planne, jou eie begeertes. En jy neem jou kruis op. Dis daar waar Abba Vader se wil is, daar waar jou wil kom, en dan gee jy jou wil neer, en dan tel jy jou kruis op. Dis daar, neem jou kruis op. So, wat is die geestelike toestand van mense in die tyd waarin ons nou leef? Die woord sê vir ons in 2 Timoteus 3, vers 1 tot 5, gee Paulus vir ons 'n baie duidelike beskrywing van hoe mense in die laaste dae sal leef. Kan ek gou vra, is daar iemand wat met my verskil dat ek sê ons lewe in die laaste dae? Ons lewe in die laaste dae, ons weet nie wanneer nie. Ons weet nie wanneer nie. Maar alles wat Yeshua sê in Matteus 24 gebeur. Oorloë, aardbewings. Dis soos geboortepyn, dit raak al meer vinniger. En ons het al baie daarna gekyk. Maar Paulus noem in 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 noem hy 18 verskriklike sondes.
Maar as jy mooi kyk na hierdie 18, jy kan dit gaan doen en jy kan dit gaan lees, dan sien jy iets opvallends. Die eerste 2 en die laaste 2 het almal te doen. Die eerste 2 en die laaste 1 het almal te doen met liefde. Maar verkeerde liefde. Dit gaan oor liefde vir jouself, liefde vir geld en liefde vir plesier. Hierdie 3 liefdes beheer vandag se wêreld. En dit is 'n teken van die einde van die era, sê Paulus vir ons. En sien, ons lewe op geleende tyd. Ons lewe op geleende tyd. En toe ek so gewerk het aan hierdie gedeelte vir vanaand, en spesifiek vir vanaand se gedeelte, toe begin ek met iets wat Abba my lei, en Jesus, ek het die hele preek voorberei, en toe vat Abba my na 'n ander gedeelte toe, en ek het daartoe ook die hele preek voorberei, en toe vat hy my na hierdie gedeelte toe. Toe sê hy, nee, hierdie is vir vanaand. Nou as hy dit doen, dan gaan hy later gaan dit inkom, so ek weet dit. Maar Abba Vader het ewig op my hart gesit om vanaand na 'n gelykenis toe te blaai wat Yeshua vertel het. Nou, nie almal is so bekend met hierdie gelykenis nie. Ek moet sê, ek was self ook nie bekend nie. Ons weet almal van toe Yeshua by 'n vyeboom gaan staan het, nê? En hy vir die vyeboom sê, maar hy het nie vrug nie en daar's blare op. Ons ken dit. Is ek reg? Ons ken daai. Maar jy geweet, Yeshua vertel 'n gelykenis oor 'n vyeboom. En dit is 'n ernstige en 'n so dringende boodskap. So kom ek vertel vir jou, Yeshua vertel in Lukas 13 vers 6 tot 9, 'n man het 'n vyeboom gehad. 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het gekom en vrugte daarna gesoek en niks gekry nie. Toe sê hy vir die tuinier, kyk, 3 jaar kom, 3 jaar kom ek om vrugte van hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog vrugbaar? So hierdie tuinier het die grond vrugbaar gemaak, hierdie vyeboom is hier, en 3 jaar kom die eienaar soontoe, maar hierdie vyeboom dra geen vrug nie. Hoe lank was Yeshua op vir sy bediening? Maar hy antwoord en sê vir hom, meneer, laat hom net nog hierdie jaar staan, totdat ek hom gespit en misgegooi het. As hy dan vrugte dra, goed, maar so nie, dan kan u hom ander jaar uitkap. So Yeshua gebruik hierdie eenvoudige gelykenis storie om 'n baie belangrike les vir ons te leer. Een wat ons almal aanraak. Die man in hierdie storie het 'n boom geplant en regtig gehoop dat hierdie boom gaan vrug lê. Hoekom plant jy 'n boom? Met 'n doel. Party mense plant vandag bome om mooi te lyk. Party plant 'n boom om skaduwee te gee, maar as jy 'n vyeboom byvoorbeeld gaan plant in 'n wingerd, wat is die plan daarmee? Vrug. Daar's 'n doel. En wat hierdie man sê is hy het elke jaar kom kyk of daar vrugte is. Maar niks, geen vrug nie. En hy uiteindelik sê hy kap dit af. Nou dis nogal logies, nê? As jy nou 'n boerdery het en jy het bome daar en hierdie boom vir 3 jaar dra hierdie boom geen vrugte nie, kap hom af. Dis logies, nê? Hoekom moet 'n boom bly staan as dit nie doen waarvoor dit daar moet wees nie? So die man het die boom geplant om vrug te dra en nou doen hy nie. Kap hom af. En in hierdie gelykenis verteenwoordig die boom 'n mens se lewe. En dit het ons al baie keer in Oudkruis gesê, reg hierdie woord, as daar gepraat word van 'n boom, is dit die geestelike prentjie van 'n mens.
Want ons het 'n gees geïnspireerde woord vir gees gedrewe en God wat gees is. Yeshua, Abba Vader wat gees is. So Abba Vader is die eienaar van hierdie wingerd. En hierdie boom het 'n doel, is hy geplant en hy en so kom kyk hy dra ons vrug. Dra ons vrug, wat 'n vrug? Liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Galasiërs 5 vers 22. Johannes die Doper noem hierdie vrug die vrug van bekering. Matteus 3 vers 8. Jy sien, soos hierdie boom geplant is met 'n uitsluitlike doel, net so het Abba Vader jou geskape en lewe gegee vir 'n doel. En net so het Abba Vader jou in 'n liggaam geplant met 'n spesifieke doel. Maar as jy net daar is en jy dra nie vrug nie, wat gaan hy sê? Kap dit uit. Jy sien, ek en jy is nie net hier om asem te haal nie. Ons is geskape om van Abba Vader te leef, om vrugte lewer, produseer wat hom verheerlik. En as jy as boom geen vrugte in jou lewe dra nie, dan is jy soos die boom wat net grond opneem. Die tuinier wat Yeshua verteenwoordig pleit vir nog 1 jaar en sê, moet hom nie nou afkap nie, gee hom nog 'n kans. En ek wonder net, of dit nie is wat Yeshua nou doen by Abba Vader vir ons nie. Want hy is ons hoëpriester. Wat as hy by Abba Vader pleit, Papa God, ek wil net vir u vra, Vader, ek weet u wil my stuur om die bruid te gaan haal, maar Papa God, as u my nou stuur, is daai hierdie een en hierdie een en hierdie een, Vader, hulle is nog nie reg nie, Vader, ek weet die tyd kom, die oordeel kom en die byl staan teen die boom, maar Vader, ek vra net vir nog een geleentheid. Wat van vanaand, 30 Mei, Vader, wat van vanaand, gee nog net een geleentheid. Want sien, die vyand kom met alle aanklagte teen ons. En Yeshua verteenwoordig ons en dalk sê hy vir Abba Vader, moet hom net nie nou afkap nie, gee hom nog 'n kans, Vader, hy gaan my nou aanvaar. Hy gaan nou begin vrugte dra. Ek weet, gee hom net nog 1 kans. Gee haar nog net 1 kans. Hierdie nog 1 jaar verteenwoordig Abba Vader se genade. En dit beteken dat Abba Vader vir ons ekstra tyd gee vir wat? Om nog net grond op te neem? Hy gee vir ons ekstra tyd om tot ware bekering te kom en ware berou van ons sondes. En dis daagliks, as ek sondig, dan is ek jammer, ek val voor Abba en ek sê vir hom, ek is jammer Abba, ek het nou alweer gelieg uit hierdie situasie uit. Vader, ek het nou alweer iets gedoen wat u nie verteenwoordig nie. Wat u valslik en verkeerlik verteenwoordig. Hierdie geleentheid is geleentheid vir verandering. Dit is geleentheid om vrug te begin dra. Hierdie tyd, genade waarvoor Yeshua vir ons pleit, is nie iets wat ons verdien nie. Dit is iets wat Abba Vader gee, omdat hy so barmhartig is. Nou geleentheid is uitdrukking wat baie keer gebruik word wanneer iemand byna amper dood is, nê? Iemand kry byvoorbeeld 'n hartaanval of hy's in 'n motorongeluk of hy het 'n ernstige siekte gehad en hy oorleef dit. Dan sal mense sê, daai ene leef op geleende tyd. Maar eintlik geld dit vir ons almal. Al die tekens is in die lig waarvan Yeshua praat in Matteus 24. Maar buiten dit, buiten al glo jy nie Yeshua is vinnig op pad nie, jy weet nie vanaand of môre of dit jou laaste uur is nie. Romeine 6 vers 23 sê, die loon van die sonde is die dood. En ons almal is sondig, die dood is op aarde. Tot en met Yeshua ons kom haal, die wat lewend is as hy ons kom haal, die res almal gaan dood. Met ander woorde, die siel wat sondig, dit sal sterwe.
Van geboorte af dra ons almal 'n sondige natuur. Ons is nie onskuldig nie. En Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle van die heerlikheid van God. Met ander woorde, ons het nie die reg om te lewe nie. Ons het gesondig. Wat is die loon van sonde? Het ons die reg om te lewe? Dis genade. En dis die geleentheidstyd. Hoor gou 'n realiteit. Die dood wag nie tot jy oud is nie. Dit kan enige tyd gebeur. Enige oomblik. In Lukas 13 vers 1 tot 5, net voor hierdie gelykenis, praat Yeshua van mense wat onverwags gesterf het. Die toring van Siloam het op 18 mense geval en Pilatus was die oorsaak van hierdie Galileese aanbidders se dood. 18 mense. En Yeshua verwys na 'n tragediese ongeluk toe hierdie toring van Siloam op 18 mense geval het. En hy sê, hierdie 18 mense was nie meer skuldig of sondig as ander nie. Hulle was nie meer skuldig of meer sondig. Omdat iemand nou gister dood is of laasweek dood is of wat ook al, sê omdat hy meer sondig as ons is nie. Dis nie dit nie. En dis wat Yeshua vir hulle leer. En so waarsku Yeshua en sê, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so oorkom. Dit gaan so gebeur en dan is dit soos die boom wat afgekap word. Jy sien, ons lewe in 'n sondige wêreld en rampspoed beteken nie iemand is 'n groter sondaar nie. Die dood kan onverwags kom. Daarom is ware bekering dringend. Ware bekering is dringend. Met ander woorde, ons almal leef op geleende tyd. Baie mense het al vir my gevra, maar Rolf, hoekom is God barmhartig? Hoekom as God barmhartig is, hoekom laat hy slegte dinge toe? Dan sê jy, hoor jy, dis 'n verkeerde vraag, hoor. Die regte vraag is, hoekom laat Abba Vader enige iemand lewe? Want ons het almal gesondig. Ons het sonde ingenooi in hierdie wêreld. As ons regtig verstaan wie ons is voor 'n heilige God, dan sal ons nie verwag om lewe te demand nie. Die wonder is nie dat daar oordeel oor sonde is nie. Die wonder is dat daar genade is, dat ons die geleentheid het om te leef. Dis die wonder. Die punt is, ons is op geleende tyd en Abba Vader gee ons tyd om te verander. Tyd om vrugte te begin dra. Tyd om Yeshua te aanvaar en deel van sy bruid te word. Kan jy regtig dink, jy sien hierdie wingerd en jy sien hierdie amazing mooi wingerd, jy sien hierdie amazing mooi vyeboom, maar hy dra nie vrug nie. Hy dra nie vrug nie. Die groot vraag in hierdie gelykenis is daar vrug in my en jou lewe? Is daar vrug? Want Yeshua tree in vir ons, Baba Vader. Yeshua vra nie godsdienstige rituele of mooi praatjies nie. Hy soek ware verandering, soos 'n boom wat nooit vrug gedra het nie, nou dra hy vrug. 'n Hart wat vir Abba Vader begin leef en sy wil doen. Want in Matteus 7 vers 17 tot 23 sê die tuinier Yeshua, sodra elke goeie boom goeie vrugte. Hy's 'n tuinier, hy weet, elke goeie boom dra goeie vrugte, maar 'n slegte boom, hy dra slegte vrugte of geen. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle dan hulle aan hulle vrugte ken. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. En dan sê hy verder, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer, in U naam duiwels gedryf en in U naam kragte gedoen nie? Kan ek gou vra, wie vandag profeteer? Is dit nie kerkledemate nie? Wat profeteer? Wat duiwels uitdryf? Wat kragtige werke doen? Is dit nie mense wat in die kerk sit nie? Ja. Yeshua sê,
Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragtig gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. As daar geen vrug is nie, gaan die boom afgekap word. Ons leef in 'n tyd van genade. Ons moet dit ten volle benut. Ons moet dit gebruik. Ons moenie langer wag of uitstel nie. En daarom, om 'n disipel te wees, gaan ver dat jy so 'n paar tree teruggee en sê, "Abba, ek verloon myself. Vader, gee myself vir U. Ek wil doodgaan." En dan gaan dit jou dalk kos om 'n bietjie kos eenkant te sit en sê, "Maar Vader, ek bid al lank vir U, maar ek sien nog nie die vrug in my lewe nie. Daarom gaan ek vas en gebed U soek." Jy kan nie sê, eendag as ek bietjie meer tyd het, of eendag as ek bietjie meer geld het, of eendag as die kinders uit die huis uit is, dan sal ek ernstig raak in die roeping wat Abba Vader vir my het en dit opneem nie. Jy kan nie, hoor. Abba Vader sê vandag, hy sê vandag vir jou, vandag, hoor wat sê hy? Vandag, as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Waar sê Abba Vader dit? Hy sê dit in Psalm 95 vers 7 tot 8. Vandag as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Ja, maar hoef dis Ou Testament nie. Ou Testament moet in die Bybel uitgeskryf word. As jy so glo, blaai net gou na Hebreërs toe 3 keer. 3 keer in Hebreërs sê die skrywer van Hebreërs hierdie ernstige geestelike waarskuwing en hy sê Hebreërs 3 vers 7 tot 8, Hebreërs 3 vers 15, Hebreërs 4 vers 7, Abba Vader gee ons 'n dringende oproep tot bekering en gehoorsaamheid. Want die boom dra nie vrug nie. Hy staan in die wingerd, hy word besmet, die grond, ons gaan nou daarna kyk, alles word vir hom gedoen, hy is in die wingerd, hy's in die kerk, maar hy dra geen vrug nie. So Abba Vader roep jou elke dag. Elke asem wat jy neem is 'n geskenk, maar dis ook 'n waarskuwing. Die horlosieglas loop uit. Die tyd loop uit. Moenie Abba Vader se geduld as vanselfsprekend aanvaar nie. Moenie Abba Vader se geduld en barmhartigheid goedkoop ag nie. Bekeer jou, dra vrug en leef vir hom. So Yeshua nooi ons uit om gered te word, gered van ons sondes, van Abba Vader se oordeel en van die hel. Yeshua het gesê, as julle na my toe kom, sal julle vergifnis ontvang, die ewige lewe hê en die hoop van die hemel ontvang. Maar om dit te ontvang, moet jy bereid wees om sekere dinge agter te laat. Jy moet vals godsdiens laat staan. Mensgemaakte godsdienstige idees laat gaan. Abba Vader sê, leiers wat jou mislei, let go. Jy moet ophou om mense se opinies te vrees en eerder begin om Abba Vader te vrees. En dit laat my dink aan 'n ware storie wat ek gelees het van Roan. 'n Afrikaanse seun is 'n ware storie. Roan was 27 jaar oud, vol lewe, passie vir sport, gewild. Meisies het gesê hy was verskriklik aantreklik en hy was gesond. Hy het uit 'n Christelike huis gekom en sy ma het getrou vir Roan gebid. Sy het altyd vir hom gesê, Roan, die Here roep jou, moenie uitstel nie, Roan. Jy weet nie hoe lank jy het nie. En dan het Roan maar net geglimlag en geantwoord, ek weet ma, ek weet, maar ek is nog jonk. En eendag sal ek my alles vir God gee. Hy het van kerk, Roan het van kerk gehou, want hy het saam met sy ma kerk toe gegaan. Maar die wêreld het hom meer aangetrek. Hy het altyd gesê, hy wil eers lewe, eers ervaar wat alles daar buite is, want die Bybel sê, toets alles. En hy wil eers sukses behaal, baie vriende hê en partytjies geniet. Maar op 'n koue Vrydag aand het hy en sy vriende hom ooreed om saam ergens te gaan pool speel en saam te kuier. En op die snelweg terug huis toe,
teruggery en toe hulle van die snelweg afgaan op 'n plattelandse dorpie, af na 'n plattelandse dorpie, met die musiek hard, lagend soos wat hulle grappe vertel, en Roan wat bestuur, toe gebeur dit. 'n bakkie het sonder ligte uit 'n sypaadjie voor hulle ingery. Roan het probeer uitswaai, maar die botsing was onafwendbaar. Die ambulansdienste was vinnig op die toneel. Die 2 vriende wat saam met hom was, het oorleef met beserings, maar Roan was op die toneel oorlede. Sy ma daardie nag, haar hart geskeur, pak nie. Want sy het geweet, Roan het gehoor, maar Roan het uitgestel. Yeshua sê in Lukas 13 vers 5, as julle nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom. Heilige Gees roep jou uit vandag, as jy sy stem hoor, as jy sy stem hoor, verhard nie verder jou hart nie, gee jou hart vir hom, want hy is die een wat 'n hart van klip verander na 'n hart van vlees. Roan het gehoor, maar Roan het uitgestel, en so gebeur dit vandag nog. Mense stel uit, mense kom nog kerk toe, maar sê, daai wat ek moet doen vir die koninkryk, roef jy hou aan en sê, ons moet diensbaar wees, maar weet jy hoe besig is my lewe? Weet jy, hoe ernstig is die boodskap om vrug te dra? Het is soos of mense die sleutel van hulle volgende asem in hulle eie hand vashou. In Lukas 12 vers 8 sê Yeshua, ek sê vir julle, elkeen wat my voor die mense bely, hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. In Romeine 10 vers 9 staan, as jy met jou mond bely, dat Yeshua die Here is, en met jou hart glo, dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Die oomblik as jy gered word, jy aanvaar Yeshua, dan verander daar iets in jou lewe, en dan begin jy vrug ook te dra. Yeshua het gesê, jy moet hom openlik bely. Met ander woorde, sê vir ander, dat jy hom van vandag af volg. Van hier af vandag, ek volg hom. But don't make a vow, wat jy nie gaan nakom nie. Want so baie keer sê ons, ja Here, hier is ek gee my alles vir U. En 'n week later, jy moet jou lewe aan die Heilige Gees toevertrou en wegdraai van liefde vir geld, liefde vir wêreldse dinge, rig jou hart op die koninkryk van God. Dis die moeite werd. Daar's niks in hierdie lewe wat vir jou meer kan bied as die ewige lewe nie. Niks kan vir jou meer gee. Enigiets wat hierdie wêreld vir jou kan bied, niks kan wees inteendeel daai liefde. En vanoggend daaroor gepraat dat as jy besef hoe bless Abba jou, as jy begin ander bedien, as jy sy hande en voete begin raak, as jy net kan besef hoe bless Abba jou met liefde, as jy vir ander kan begin omgee. As almal dit doen. Jy kan nie uitstel nie. Want die seun van die mens, Yeshua, kan op enige oomblik kom. Jy sien ons almal gaan eendag voor Abba Vader staan. Yeshua sê so, en Abba Vader gaan vra, wat het jy met die geleentheid gedoen? Wat is die geleentheid? Jy weet, as jy na 'n begrafplaas toe ry, en een ding is algemeen by 'n begrafplaas. Daar's 'n geboortedatum en daar's 'n sterfdatum. Weet jy wat is tussen die twee datums? 'n streepie. Geleentheid. Jy het 'n geleentheid gehad om hom te reflekteer. As jy die geleentheid verwerp, sal jy soos 'n dooie boom uitgekap word en in die vuur gegooi word. En Yeshua het ook gesê, jy moet bereid wees om die prys te betaal. Mense in jou eie gesin mag dalk teen jou draai. Jou besluit om Yeshua te volg en jou lewe vir hom te gee,
kan verdeling bring tussen 'n pa en 'n seun, 'n dogter en teen haar ma. Yeshua sê dit, hy sê dit in Matteus 10 vers 34. Ek het gekom om 'n swaard te bring. Dit beteken sy boodskap, die rede hoekom hy gekom het is vir verlossing. Dit gaan konflik bring tussen die wat hom volg en die wat hom verwerp. Die swaard is simbolies van die verdeeldheid wat die waarheid bring, selfs binne families, en ons weet dit. So Yeshua sê ook in Lukas 12 vers 57, jy moet nou besluit, moenie wag tot jy voor die regter, voor Abba Vader te staan kom nie. Dit sal dan te laat wees. Skik jou saak buite die hof. Bekeer jou nou. Plaas jou lewe in die hande van my, voordat die laaste oordeel kom. Yeshua sê, skik jou saak voor die hof. Die hof is aan die gang. Yeshua het opgegaan hemel toe, want die hof is aan. Die vyand is die hele tyd daar met aanklagte. En Yeshua is die hele tyd daar met my, om my en jou te verdedig. En dan sê hy, gee net nog 1 jaar. Gee net nog 1 jaar, hy gaan nou vrug dra. Hy gaan nou vrug dra. Is dit van wie Yeshua praat? Is hy besig om te praat van my en jou? Hoe lank gaan ons nog uitstel? Bekeer jou, skik jou saak buite die hof. Moenie wag vir die oordeel nie. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, nou is die dag. Nou is die dag. Van hier af gaan ek vrug dra, Yeshua. Jy sien, ek en jy het nog tyd. Ons leef nog, ons haal nog asem. Die toring het nog nie geval nie. Siloam se toring het nog nie geval nie. Ek en jy is nog nie deur 'n ongeluk of 'n ramp weggeneem nie. Jy het nog tyd. Maar dit is geleende tyd. Dit is geleende tyd. So terug na die vraag, hoe kan dit wees dat 'n regverdige, heilige God, wat sonde haat en wat oordeel, my en jou laat leef? Hoe is dit moontlik dat Vader, ek wat so sondig is, ek wat so om teleurstel, hoe laat hy my leef? Want so lief het God die wêreld. Die antwoord, Abba Vader is so barmhartig. In Eksodus 34 vers 6 sê Moses, Here, Here, barmhartige, genadige God, lankmoedig en groot van goedertierenheid en trou, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat ongeregtigheid en oortreding en sonde vergewe, maar nooit, hoor gaga, hy is barmhartig, maar nooit ongestraf laat bly nie. Wat die ongeregtigheid van die vaders besoek van die kinders, van hulle kindskinders aan die 3de en die 4de geslag. Want jy gehoor, Abba Vader sal die skuldige nie ongestraf laat nie. En dit staan ook in Numeri 14, Psalm 103 vers 8. Ons sien dit in die verhaal van Jona. Abba Vader gee mense tyd, omdat hy vol genade is, maar hy is steeds regverdig. Abba Vader stuur vir Jona na die groot bose stad Ninive met 'n opdrag. Ninive op daai stadium het teenoor die kinders van Israel geoorlog. So Jona het nie van die Ninive gehou nie. En Abba Vader sê, gaan waarsku die mense, hulle sondes het tot by my gekom. Maar Jona weier. Hy wil nie na mense toe gaan. Hy wil nie 'n disipel wees nie. Hy wil nie na mense toe gaan wat in elk geval sy eie mense doodmaak nie. Hy wil nie dit doen nie. En hy klim op 'n skip na Tarsus toe en ons weet wat daar gebeur. Hy's ingesluk en uitgespoeg. Jona wil nie hê Abba Vader moet die mense van Ninive red nie. En hy weet Abba Vader is genadig. Want as die mense hulle bekeer, sal Abba Vader hulle vergewe. Want dis die God wat ons dien. En Jona wil hê Abba Vader moet hulle oordeel. Hy wil eintlik hê Abba Vader moet hulle met die doodstraf slaan. Want hy was lief vir sy eie volk. En hy het ook nie geglo dat 'n ander nasie verdien Abba Vader se genade nie. Maar so weet ons, vat Jona toe 'n lang pad en word deur 'n vis ingesluk en uitgespoeg. En Jona gaan toe eventually Ninive toe en preek die boodskap van oordeel en sê, nog 40 dae en Ninive sal vernietig word. En tot sy verbaasing luister die mense toe. Hulle toon soveel berou, hulle vas, hulle bekeer hulle van die koning af, regdeur tot die gewone mense, tot by die diere wat saamgevas het. Jy kan gelees, dit staan daar, maar ek het ons in die week daarvan
daar bekend gemaak of die lig daarop gewerp. So wat doen Abba Vader? In Jona 3 vers 10 staan, toe Abba Vader sien wat hulle gedoen het, dat hulle van hulle verkeerde paaie af weggedraai het, het hy afgewyk van die rampspoed en het hy gesê dat hy oor hulle dit nie sou bring nie en dat hy dit nie gaan doen nie. So Jona is toe ongelukkig en kla toe by Abba Vader en sê in Jona 4 vers 2, ek het geweet, U is 'n genadige en U is 'n barmhartige God, stadig om kwaad te word en vol liefde. Jy sien, Abba Vader se geduld is my en jou geleentheid. Daai streepie wat ek en jy het, Abba Vader se geduld is my en jou geleentheid. En die verhaal van Jona wys dit duidelik. Abba Vader waarsku voor hy oordeel. Abba Vader vergewe diegene wat hulle sondes bely en hulle bekeer. Maar as mense volhard in sonde, geen vrug dra nie, kerkwoner wees, in die wingerd geplant wees, maar nie vrug dra nie, oordeel kom. Oordeel kom. Nou daar's mense wat sê, maar Abba Vader se genade is mos vir ewig. Dis waar, Psalm 136 sê dit 21 keer. 21 keer. Abba Vader se genade is ewig. Sy goedertierenheid, sy genade is tot in ewigheid. Maar let wel wat staan voor dit. Psalm 103 vers 17 tot 18 sê, daardie ewige genade is net vir die wat hom vrees, wat sy verbond hou en sy voorskrifte gehoorsaam. Ons het gisterand gesien, Jesegiel sê, want mense sê, maar ek kan nie Abba Vader se woord gehoorsaam nie. Abba Vader het vir ons die Heilige Gees gegee wat ons in staat stel. Maar jy moet Yeshua aanvaar. Jy moet jouself verloon. Jy moet doodgaan aan jouself. Jy moet Yeshua aanvaar as jou verlosser. Dan kom lewe Heilige Gees in jou en dan sal dit moontlik wees en dan sê jy vrug ook dra. Verander diegene wat hom verwerp, is Abba Vader se genade net tydelik. In Romeine 2 vers 4 vra Paulus, besef jy nie dat Abba Vader se goedheid, geduld en verdraagsaamheid jou wil lei tot bekering nie? Ek meen, hoe duidelik is dit nou, Paulus? Hoe sê hy dit? Besef julle nie dat Abba Vader se goedheid, sy geduld en sy verdraagsaamheid ons wil lei dat ons tot bekering kan kom nie, want as ons tot bekering kan kom en Yeshua aanvaar, dan sal die Heilige Gees ons vul en dan sal ons vrug dra. Met ander woorde, hy sê, Abba Vader is geduldig, sodat jy kan bekeer. Maar net die volgende vers waarsku hy en sê, as jy hardkoppig bly en nie bekeer nie, hoop jy net meer en meer oordeel op jouself vir die dag wanneer Abba Vader se regverdige oordeel sal kom. Ons leef op 'n geleende tyd. Ons weet nie hoeveel tyd ons het nie. Niemand weet nie. 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here is nie stadig om sy belofte na te kom soos party dink nie. Hy is geduldig met ons, omdat hy nie wil hê iemand moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Nou met dit alles gesê, hoor weer wat sê Yeshua in sy gelykenis. Hy sê, 'n sekere man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Hy het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd, Abba plant jou, om eers vrug te dra in sy wingerd. Nou vyebome word selfs gebruik, hoor hierse, vyebome reg deur die woord word gebruik as 'n simbool van Abba Vader se blessing. Jy word geplant in 'n wingerd waar Abba jou plant om 'n blessing vir ander te wees. Deuteronomium 8 vers 8, Sagaria 3, Micha 4. Vyebome in daardie tyd het groot geword tot 7 meter hoog. Dis my net amazing, 7 meter nogal. 7 meter hoog. En was vol blare en vrugte. Die vyeboom het nie net kos verskaf nie, maar hy het ook skaduwee gegee vir die wat om hom was. En dis hoekom Nathanael onder 'n vyeboom gesit het toe Yeshua hom gesien het.
Johannes 1 vers 4 tot 8, Yeshua het gesê, ek het gesien toe jy onder die vyeboom nog gesit het. Met ander woorde, Nathanael, miskien het Nathanael nog verskonings gehad, want dalk was daar nie vrug nie, nee. Maar jy is geroep nou, gee net nog 'n jaar vir Nathanael. Nou hierdie vyeboom staan in 'n wingerd, en 'n wingerd was die deel van die grond wat die meeste aandag gekry het. As 'n boer 'n wingerd gehad het, was daai deel van daardie grond, was die gedeelte wat die meeste aandag gekry het. Kan jy hoor hoe praat Yeshua met die kerkwoners? Want jy is in die wingerd. Jy kry goeie saad, jy kry goeie grond, jy kry goeie water, jy kry dit. Jy kry goeie aandag, goed bewerk, nat gelei en bemest, net wat jy nodig het. Met ander woorde, die boom kan nie verskoning maak omdat hy nie goeie vrug dra nie. Nou ons moet verstaan, hierdie vyeboom moes vrugte dra. Want dit is in 'n wingerd geplant. It was there for purpose. En die wingerd was die beste plek om 'n vyeboom in te plant. So hierdie man het regtig iets verwag. Maar hy was teleurgestel. 3 jaar. 3 jaar. In Lukas 13 vers 7 sê Yeshua, die eienaar sê vir die tuinier, kyk, 3 jaar. 3 jaar. Hy sê, kyk. Nou daai kyk, as jy in die Grieks gaan kyk, dis soos 'n kyk. Jy weet, dis soos 'n 3 jaar al. 3 jaar kom ek om vrugte van hierdie vyeboom te soek, en ek kry niks nie, kap hom uit. Waarvoor maak hy die grond nog onvrugbaar? So eintlik, omdat hy nie vrug dra nie, maar hy is daar, hy is in die wingerd. Hy maak eintlik met sy bestaan daar die vrug onvrugbaar. Kyk 3 jaar van teleurstelling, kap dit af. Waarom mors dit die grond? Maar toe vra die tuinier vir iets besonders. Meneer, gee hom nog 'n kans. Laat dit nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond op dit losmaak en kunsmis daarin sit. Dis wat hy gedoen het. Hy het dit die hele tyd gedoen. Dis nie die kunsmis, hy het dit die hele tyd losgemaak. Dit staan so, jy kan dit gaan lees. Hy sê nie dat hy nou skielik iets nuuts gaan probeer, die tuinier nie. Nee, dis iets wat hy die hele tyd gedoen het, maar hy sal hom nog steeds voed. Hy sal hom nog steeds gee, hy sal hom nog steeds versorg. Hy sal hom nog steeds bemest, al het hy nie vrugte gedra nie. Maar hy vra vir nog 1 jaar. Nog 1 jaar. Een laaste kans. Een laaste kans. Net nog 'n bietjie tyd. En dit breek my hart as ek dink, Yeshua praat so met Abba oor my. Geef my net nog 1 kans. Dat hy sal vrug dra, hy sal vrug dra. Vader, ek sal nog steeds hom besmet, ek sal nog steeds vir hom die voeding gee, ek sal nog steeds vir hom die Heilige Gees gee, ek sal vir hom alles gee wat hy nodig het, ek sal vir hom alles gee. Gee hom net nog 1 kans, asseblief, Daddy. Vers 9 sê die eienaar vir die tuinier, as hy dan vrugte dra. Goed, maar so nie. Kan jy maar 'n ander jaar uitkap. In Grieks gebruik Yeshua twee asse. In hierdie kort gelykenis, 2 asse. Nou as is 'n baie belangrike woord. Hy sê eerstens, as dit vrugte dra. Met ander woorde, is onwaarskynlik. Maar ek sal nie moed opgee nie. Die kans is klein. Die kans is klein dat dit gaan gebeur. En dan sê hy ook, as dit nie vrugte dra nie. Dit beteken, dis waarskynlik. Want hy het al 3 jaar die waarheid gehoor. 3 jaar is hy geplant in die wingerd. Hy is besmet. Dis waarskynlik. As dit nie vrugte dra nie, kap dit dan af. So die boom leef op geleende tyd. Maar die eienaar is so barmhartig. Gee nog 'n kans. En dit wys vir ons Abba se hart. Vol genade, vol lankmoedigheid, barmhartigheid, selfs wanneer mense aanhou om hom te verwerp. En waar hy soveel moeite doen in jou plant in 'n wingerd, waar hy vir jou soveel gee, maar jy verhard jou teen Abba. Jy sien, toe Yeshua hierdie gelykenis daai dag vertel het,
het die mense presies verstaan wat hy bedoel. Hulle het almal gedink aan Johannes die Doper wat in Matteus 3 vers 10 in sy preek gesê het, maar die by lê ook teen die wortel van die boom. Elke boom wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Yeshua het 3 jaar op aarde gestap. Onder die kinders van Israel, hy het onder hulle geleef, wonderwerke gedoen, die waarheid gepreek, mense genees, en selfs Lazarus uit die dood uit opgewek, en vir Talita Kumi. Maar die mense en een disipel, baie mense en een disipel het hulle hart verhard, het nie vrug gedra nie. En ons weet wat was Judas se gevolg. Maar tog vra Yeshua as ware nog 'n bietjie kans, net nog een kans. So hoor gou in Lukas 13 vers 34 roep Yeshua uit: O Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak, maar julle wou nie. Julle wou nie. Ek was hier so, ek is die goeie herder, en ek het julle bymekaar probeer kry en hy ween. Hy huil, hy sê: O Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wil ek jou kinders bymekaar maak, maar julle wou nie. Ek plant jou op die beste wingerdboord en jy wil nie vrug dra nie. Gee jy die beste besmetting, gee jy die water, maar jy wil nie vrug dra nie. Dis hartverskeurend. Die boodskap is persoonlik. Vrug word verwag, nie blare nie. Die probleem is nie dat die boom nie mooi lyk nie. Die probleem is dat hy blare dra nie vrug nie. Blare verteenwoordig verskonings. Jy sien, in Abba Vader se oë beteken ware geloof altyd verandering. Totale gehoorsaamheid en goeie vrug. Ek en jy is daardie boom. En vandag is nodig om onsself af te vra, is daar ware vrug in my lewe? Hoeveel jare het ek nie dalk al genade ontvang sonder om te verander nie? Die tuinier pleit vir jou, hoor. Pleit vir ons. Die tuinier pleit vir ons, hy tree in vir ons. Seun en dogter van die Allerhoogste, moenie die dag van jou besoeking misloop nie. Vandag is dalk die laaste dag, hierdie jaar is dalk die laaste jaar. Gee jouself vir hom. Daar's niks in hierdie lewe wat meer vir jou gaan beteken, is om jou totaal en al vir hom te gee en te sê, maar ek wil daai boom wees wat goeie vrug dra nie. As daar geen vrug is nie, ware geloof, berou, liefde en gehoorsaamheid en die vrugte van die Gees, ons gaan daarna kyk. Wag daar oordeel. Wag daar oordeel. Jou lewe is nie joune nie, dis 'n geleentheid tot bekering. Die feit dat jy leef is genade. Nie omdat jy dit verdien nie, maar omdat Abba Vader goed is. Maar die uurglas loop uit. Moenie wag tot dit te laat is, soos Roa nie. Yeshua sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Nou is die tyd. Nou is die tyd om jou saak reg te maak. Vanaand is 'n goeie tyd, want Shabbat en ons gaan vanaand die brood breek en net vir Abba sê, Abba. Jo, ek wil goeie vrug dra. Hy het my geplant in 'n liggaam en ek wil vrug dra. Ek wil nie net 'n kerk lidmaat wees nie. Ek wil vrug dra wat U verheerlik, Abba. Nou is die tyd om jou saak reg te maak. Soek hom terwyl hy nog te vind is. Die man waarvan Yeshua praat wat in die hel is, die ryk man waarvan Yeshua praat, Lazarus is by Abraham se boesem, die ryk man vra net vir 1 druppel water. 1 druppel water. Yeshua is die lewende water. Jy kan Yeshua nou ontvang. Wat sê hy vir die vrou by die put?
as jy hierdie drink, sal jy in ewigheid nooit dors wees. As jy Yeshua vanaand inneem en sê, maar Yeshua, U het U liggaam vir my geskeer, kom leef in my, kom leef in my. Ek wil regtig verander, ek gee myself vir U. Ek wil regtig verander. It's life-changing. It's life-changing, jy sal dit onthou. Jy sal dit onthou. So jy het nog tyd om jou saak reg te maak, soek hom terwyl jy nog te vind is. Jy leef op geleende tyd. En dit maak saak hierdie tyd. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat ons vanaand saam U woord so kan bestudeer, Vader. Dankie vir U liefde, dankie vir U goedheid, Abba. Ja Vader, U is in beheer van alles en vanaand wil ek vir U kom vra, Abba, saam met my boeties en sissies en vir die wat dalk ook aanlyn kyk en nader kyk, Abba, Vader, vanaand wil ons vir U kom vra, Abba, is dit van my? Is dit van my wie hier gepraat word? Dis ek daai boom. Dis ek daai boom wat U plant in 'n wingerd. Maar ek dra nie vrug nie. Abba, ek wil net sê ek is jammer. Ek wil sê ek is opreg jammer en ek wil vanaand kom vra asseblief, vergewe my. Vergewe my as ek skade doen in U koninkryk. Vader, ek wil vrug dra wat U verheerlik. Koning Yeshua, voor U kom kniel ons vanaand. Voor U kom kniel ons en ons kom gee my hart vir U. Ek kom gee my hart vir U. Ek wil waarlik vanaand sê, ek wil vir U vrug dra. Koning Yeshua, ek aanvaar U is die koning van my hart. Van hier af vorentoe gee ek my alles. My alles gee ek vir U. Ek sien, Abba, leer my so prakties, nee. Want in hierdie week is ons huiswinkie siek en kom agter maar ruggie, agter haar pelvis is gebreek en ag en die dokters is ook nie skroom nie om vinnig vir ons te sê, maar die prys daarvoor is R30,000 nie. En dit was net so vir 'n oomblik R30,000, gelukkig het ons 'n mediese fonds daarvoor, maar en dit is ook nie noodsaak om dit nou dadelik te doen nie, maar oorgegaan wat gaan deur, wat leer Abba my? Roef jy sal so vinnig geld bymekaar skraap vir 'n hondjie. Maar wat van jou boetie en sussie wat stoei daar buite? Wat van families wat nie kos het nie? Jy sien, wanneer dit gaan oor die eie ek, wanneer dit gaan oor jouself en jou gemak en jou dinge, dan kan jy geld uithaal. Dan kan ons dinge doen, dan kan ons aangaan. Maar wanneer dit kom om vrug te dra, om uit te gaan, want Yeshua sê, as ek gaan en vir iemand anders, vir babietjies, vir die wat nie eers 'n ouer huis het, om doeke te koop, dan raak dit vir ons, dan raak dit jog, nee, ek het nou nie geld daarvoor nie. Vader, ek wil net myself kom leer lê. Ek wil vrug dra in die wingerd waar U my geplant het. En nie besorg wees die hele tyd oor die me, myself en I nie. Ek wil myself gee vanaand voor U en voor 'n gemeente. Wil ek sê, Abba, vergewe my asseblief, was my, cleanse my, suiwer my in hierdie 10 dae. Enige iets waar daar eie ek of selfgesentreerd is, asseblief, Abba. Suiwer my, ek wil vrug dra vir U. Yeshua, ek aanvaar U met my hele hart. As jy vanaand voel soos hierdie boom wat geplant is en nie vrug gedra het nie, dan kan jy agter my net aansê op jou eie, op jou sag, maar jy sê dit voor die koning. Ek gee U my hele hart. Ek vra U, vergewe my asseblief.
Vergewe my, ek wil vir U vrug dra. Yeshua, ek aanvaar U as die koning van my hart. Ek aanvaar U as my koning en ek gee my wil vanaand op. Ek wil doodgaan aan my wil. Ek gee myself oor vir U. Ek wil leef vir U. Ek wil leef vir U. Kom leef vir my. Kom leef vir my. En Abba sê, waar kom jy? Ek het vir jou nuwe skoene. Ek het vir jou nuwe kleed. Ek het vir jou nuwe ring. Kom terug, my kind. He's running to you. He's running to you. Dankie, Vader. Vader, ons loof en ons prys U en ek wil net vra, so in gebed gaan ons sommer net so bly en dan gaan ek die manne vra om die broodjie so uit te breek en ons gaan dit so deurgee vir almal en dan die druiwesap en dan gaan ons saam die brood breek en die druiwesap en dan gaan ons vir mekaar bid en mekaar seën. Rolof, as jy daar kan help, dankie Liam, dankie Rolof. Hulle gaan sommer so deur. This is communion, your body broken, the cup we're drinking is bittersweet, the gift of friendship, truest salvation, born of your suffering on Calvary. Kom ons bid so saam. Ons almagtige Vader, dankie dat ons vanaand so by mekaar kan wees. Abba, ek kan waarlik sê, your presence is home to us. En wanneer U pottebakkerhande op ons harte kom sit, everything changes. Vanaand kom staan Yeshua voor jou. Die tuinier kom staan by jou as
by my en jou, elkeen. Hy sê, hier is my lewe, hierdie brood is my liggaam. Ek sal jou sondes op my liggaam vat en hulle gaan hom skeer en breek. Maar ek sal dit doen vir jou. Sal jy vir my leef? Yeshua het die brood gebreek en gesê, hierdie is my liggaam. En daarom vanaand, soos wat ons hierdie brood breek, sê ons eerstens, dankie vir Abba, vir al sy voorsiening, vir die afgelope week. En dis wat ons op Shabbat doen. Abba, dankie dat U elke stukkie brood wat ons geëet het, elke stukkie kos wat ons geëet het, alles kom van U af. U is ons voorsiener en ons wil net vir U kom sê dankie, Abba. Maar Abba, bo alles, dankie Yeshua, dat U die brood van die lewe is. Dat U my sonde op U gevat het. Die liggaam is geskep, daai was my loon. En daarom wil ek hom vra, Yeshua, kom leef nou in hierdie liggaam. So kom ons eet die brood en sê, Yeshua, kom leef U in my. Kom ons eet saam. Vader, nou ons vanaand kom dankie sê. Dankie vir elke druppel water. Dankie dat U die God is wat voorsien. U les ons dors. En daar waar ons nou in 'n streek bly waar daar nie water is vir 4 of 5 dae nie, Vader, besef mens net. En ons bad en die kos maak en alles het jy so water nodig. Alles het jy water nodig. En Abba, U voorsien die hele tyd. U is amazing God, Abba. Dankie dat U ons handhaaf. Want sonder water sal ons nie kan lewe nie en dit kom alles van U af. Maar Yeshua, U is ook die lewende water. En soos daardie man wat in die hel beland het en gesê het, maar as ek net 1 druppel water kry. Wil ons vanaand kom vra, Yeshua, soos wat U vir die vrou by die put sê, maar as jy van hierdie water drink, is jy in ewigheid nooit dood. Gee vanaand vir ons daardie lewende water. Yeshua, ons aanvaar U, U is daardie water. Ons aanvaar U as ons koning. Kom leef in ons. Ons aanvaar die huwelikskontrak, die hele woord. Niks bygevoeg, niks weggevat nie. Ons aanvaar U huwelikskontrak. Ons aanvaar die prys. Dankie vir die prys wat U vir ons betaal het. En daarom gaan ons die beker nou saam drink. Sê Yeshua, vergewe ons, leef in ons, verander ons. Ons wil vele vrug dra vir U. Kom ons drink die beker saam. Nou wil ek graag vra dat die manne net hulle hande so op hulle vrouens sal sit en daar waar nie 'n man is nie, Celia, as jy jou hand sommer so op 'n vrou gaan sit en Rolof jy. Liam, jy ook. Op al die maas. Wil jy ook? Dankie. Ons almagtige Vader, Papa God, vanaand wil ons bid vir die vrouens wat U in ons lewens gegee het, Abba. U is 'n amazing God. Ons wil regtig vir U dankie sê. Dankie, Abba. Vir U zeerkenigdo. Die helper, soos wat U dit sê, wat ons as manne help om in die woord te wandel. Vader, soveel balle wat in die lug gehou word, met soveel dinge wat gedoen moet word, elke kind rondry, werk, al die dinge wat gedoen moet word. Ons wil graag vra, Vader, dat U vanaand hierdie vrouens spesiaal net sal toevou met die liefde, soos sal vasdruk teen U bors. Vader, dat U hulle, en daai hande wat op hulle is, dat hulle sal voel en ervaar, dit is U hande. Maar ons is net U liggaam. Ons is U tabernakel, U tempel. Dat U hulle vanaand sal aanraak op 'n besonderse wyse en dat hulle U liefde sal ervaar.
En Abba, dat U alle twyfel en onsekerhede en dinge waarvoor hulle dalk 'n nagte lê en mee worstel, Vader. Dat hulle net vanaand sal weet dat U hoor hulle gebede nog voor hulle vra. U sê dit. U sê dit in die woord. Nog voor jy vra, met ander woorde, Abba Vader hoor jou gebed. Hy weet, hy ken jou so intiem. En Vader, soos wat Rut gaan are optel het, so bid ek, Abba Vader, dat hierdie vrouens elke dag so sal are optel, U woord, U lewende woord sal optel. En dat hulle soos Rut sal sê, ek gaan nêrens. Ek gaan nêrens, hy sê vir Naomi, ek gaan nêrens. Waar U God gaan ek. As hy sê staan, dan staan ek. As hy gaan, dan gaan ek. Ek gaan oral. Ek gaan saam. En dis presies wat Moses ook gesê het. Ek wil nêrens gaan as U nie saam gaan nie. En die prentjie wat in Rut geteken word is eintlik die prentjie wat vir my geskets word is amper asof Rut sê, Papa God, ek wil soos 'n dogtertjie op die been vashou, op die voet kom sit en die been vashou, waar U loop, ek gaan saam met U loop. Maar dan sê sy uiteindelik so bietjie, die prentjie wat geskilder word, ek wil met superglue vasgegom wees aan U. Ek bid Vader dat U dogter so aan U sal vashou, daar waar een stoei met bloedvloeiing vir hoe lank, daai een wat 12 jaar, sy het geweet, sy moet net aan die tsitsie raak van Yeshua. En so bid ek dat U vanaand elke een se aanraking sal ervaar, soos wat hulle op die voet, so aan die been kom vastleef. Wees met hulle, Vader, seën hulle. Ons bid U seën oor hulle, behoed en bewaar hulle. Stort U seëninge oor hulle, vergroot hulle grondgebied en lei hulle uit die bose en uit die versoeking. Dankie, Vader. Ons bid dit in Yeshua se naam. Dan gaan ek die paas en die maas vra om sommer die hande so op die kinders te sit. Op al die jong mense, kom ons gaan sit so hande op, al die volwassenes, ek gaan by hierdie jong 3 manne, jou antiese. Vader, vanaand wil ons net, al ons jong mense wil ons net kom seën, Vader. Dogters, seën, ek wil eers vir die dogters bid, Vader, ek wil bid dat U hulle sal seën, dat hulle nie U weë sal wandel. Dat hulle net in U weë en dat hulle U honger, dat hulle harte sal brand vir U. Vader, ek wil bid dat hulle in U woord sal vasbly, dat hulle U woord sal eet dag en nag, want dan sal hulle wel geluksalig wees in alles wat hulle doen. Vader, ek bid daar waar vriendinne en mense hulle wil probeer, die vyand hulle wil mislei en verlei. Vader, ek bid dat U vir elke dogter die regte man sal gee en dat sy haarself sal rein hou vir haar man. En dat sy die regte man sal kry. Elke dogter wat eers vanaand hier is, dat hulle in U weë sal wandel. In Yeshua se naam. Vader, ons bid ook vir die seuns, elke jong man, ons bid U seën oor elke een. Vader, lei hulle in elke voetstap wat hulle gaan, so waar die wêreld soveel druk op sit. Soveel druk op sit finansiëel en skoolwerk en al die dinge waar die wêreld druk op sit om te presteer. Vader, wil ons kies om eerder dat ons jong manne en ons seuns sal kies om disippels van U te wees, Yeshua. Om Dawid te wees, manne na U hart. Vader, ek bid dat U vir hulle die regte vrouens sal gee. Dat U hulle sal seën met die regte lewensmaat. En dat hulle sal rein wees. Sal vertrou dat die belofte vir die huwelik is van U en is ingestel deur U. En dat die welliste van hierdie wêreld sal gaan in Yeshua se naam. Die begeerlikheid van die oog en die begeerlikheid van die vlees en die grootsheid van die lewe sal gaan in Yeshua se naam. Dat hulle opreg sal wees. En Vader, vanaand wil ek bid vir die seun, vir die jong man of die seun wat soos Roan die hele tyd uitstel.
Papa God, kom sit vanaand sy hande op jou. Ek roep jou. Want as jy vrug gaan dra, gaan alles om jou verander. Vader, ek bid dat U nou elke een se hart so sal ontvang en dat hulle net hulle alles vir U sal gee, dat U vir hulle sal wys, dat U vir hulle sal wys dat U is 'n lewende God. Dankie daarvoor, Vader. Ons loof en ons prys U vir ons kinders, vir ons jong mense, in Yeshua se naam. Vader, vanaand bid ons ook vir al die paas en die mans. Ons bid, Vader, dat U hulle sal lei, sal behoed en bewaar en sal beskerm. Ons bid nou dat elke vrou net hulle hande so op die paas sal gaan sit en ons bid, Abba, dat U elke man sal lei, dat hulle soos wat U van die begin af, van die grondlegging van die aarde af, het U gesê, elke man moet wandel in U weë, moet vele vrug dra. Dit was die skepingsdoel van die begin af, om vele vrug te dra, maar die man se hoof is om in U woord te wandel. Niks van hierdie wêreld nie, maar volgens U woord te wandel. En daarom bid ek vir elke man wat hier is, elke man wat nie is, elke pa, dat U hulle sal seën en dat hulle hartsbegeerte sal hê, dat U hulle nou elke een sal aanraak. Hartsbegeerte om U woord te wandel, om 'n boom te wees in 'n wingerd wat vele vrug dra vir U. Vader, ek bid dat U elke man se kop so sal optel, daar waar manne nie is nie en waar manne vasgevang is in situasies en dinge, wil ek bid, Vader, daar waar hulle is, dat U hulle so sal aanraak met U pottebakkerhande. En dat hulle sal wandel in U weë. Vader, ek bid vanaand vir die manne dat hulle sal opstaan as koning, priester en profeet. In ander woorde, disippels van Yeshua. Raise us up, Vader. Raise us up. Dankie, Papa God. Dankie vir U liefde. Dankie vir U teenwoordigheid. Dankie vir die Shabbat. En Vader, dis hierso waar ons nou almal is een familie na U toe draai. By U voete kom sit en sê, Abba, You are. U is my alles. U is 'n lewende God en ons eer U. Dankie dat U hierdie hart van klip kom verander het in vlees, in 'n hart van vlees. Kom skryf opnuut met die vinger, die pottebakker vinger op hierdie hart. En Vader, ons wil vir U vra, leer ons om U lief te hê, soos wat U sê. Jy moet my lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met jou hele verstand. Leer ons om U so lief te hê. Leer ons om U te vertrou, Abba. Daai imuna geloof. Leer ons, Vader. En Vader, vanaand kom breek ons die albasterfles en ons kom salf U voete. Want waardig is U. Judas het gesê, maar hoekom breek jy daai? Ons kon dit vir die armes gaan gee het. Daai vrou het geweet. Maar hy het geweet, haar koning is nie altyd by nie, maar aan U al die eer, al die lof, al die prys. Ons gee U, ons loof en ons prys U. Dankie vir wie U is. You're a good, good Father. Dankie, Vader. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Yotevawai. Amen, amen. Ons gaan afsluit met 'n lied saam. Kom ons worship so saam.